Môre oom. Môre Jan, Goed daar, hierso? niks nuwe moeilikheid. Nee, maar dis goed. Weet oom, paar vragies, algemene vragies. Ons wil graag die kas aan ander boere bekendstel. Oom is nou 'n redelike tyd al besig met hierdie eenheid. Wat se verskil het die eenheid aan oom se melkery gemaak? Kom ek vir jou sê, ek het begin met hom op toe einde van Oktober en dit was redelik droog hier by ons gewees. En toe het ek begin en ek het begin so op 80 koeie wat ek gemelk het, was liters elke tweede dag 500. En so na 3 weke het die melk begin opgaan en het met dieselfde hoeveelheid koeie met dieselfde kos wat daar was op daai stadium, het hy opgegaan tot so by 1100 kg elke tweede dag. Okay. En nou het ek ook bysê, toe het ek begin reën kry en toe die grasvlies gekom en so aan, so hulle het genoeg kos buitekant ook gekry en my melk het opgegaan tot amper 1300. Okay. Op dieselfde hoeveelheid koeie. Wat toe gebeur het is ek het my suiwelmeel van 6 kg afgebring 3 kg. Okay. Het ek die suiwelmeel afgebring. En dit het daar so gebly en wat ek agtergekom het is my koeie se kondisie het beter geword, my herkonsepsie. My koeie het vinniger op hitte gekom, my herkonsepsie was beter geweest. En dit het vir my net goed gedoen. Ja, so die diere se algemene gesondheid, kondisie en herkonsepsie is definitief bevoordeel. Ja, verseker. Ja. Ja, nee, en dis 'n konstante voerbron waarmee hom. Ja, want jy weet, ek weet elke dag hoekom ek die ding gekoop het, ek het groenvoer geplan en kos dit my R45.000 vir 20 hektaar. En dan het jy hom vir 3 weke. Ja. En dan is hy weg en dan het jy hom glad nie weer. Ja. Die ding weet ek elke oggend haal ek ten minste 600 kg. Ek weet ek kan 60 koeie 10 kg gee. Ja. Dit is dit so my werk. Ja. Okay. Sou hom hierdie eenheid aanbeveel vir ander boere? Verseker. Kyk, hier was nou op by my 2 jong manne wat kom kyk het na die storie maar. Kyk, die jong ouetjies is lui, hulle wil nie melk. Ja. En ek wil amper sê ek is die enigste ene wat die ding gebruik op melkery hier in ons omgewing. Ja. Jy wil almal lammers voer. Ja. En hulle kom kyk en hulle het gesê nee, hulle gaan hulle sommetjies maak, hulle wag nou net dat die oes afkom en dan gaan hulle definitief kyk na. Ja, wonderlike kontantvloei op, jy weet as jy oomblik as jy melk en jy het 'n konstante voer by jou op die plaas. Ja. Beskikbaar. Oukie het net vir my gesê, sê my oom, jy weet as ek 600 skape elke in 'n siklus wil kry om te lam. Ja. Hy sê dan moet ek 1500 hektaar en ek moet baie groenvoer hê. Hy sê waar ek hierdie 600 skape op 5 hektaar kan aanhou met die ding. En hy sê geldgewys gaan dit vir my baie swaar. Okay, nee, wonderlik. Hoe sou die Feedcrow maatskappy se diens en naverkope diens? Ek weet nie met die ander ouens nie, maar ek het geen probleme nie. As ek vir Morney gebel het, dan het hy gesê oom, ek kan nie môre kom nie, ek sal oormôre by jou wees. Ja. En dan oormôre was Morney hier so gewees. En ek het bietjie probleme met die bakke laat die saad ontkiem nie heeltemal nie. Maar dit is ook uitgestryk. Nou ander bakke, ons gaan die bakke nou insit, dan gaan ons nou sien, maar die ontwerp van die bak is verander en ek dink nee, dat gaan heeltemal verbeter wees. Ja, die diens wat my aanbetref is en soos ek sê, ek is nou 7 maande aan die gang met die kas en ek het nog nêrens 'n probleem gehad. Ja. Met die temperatuur of met die lugreëling of met wat regtig daar. So hy hou hom absoluut konstant. Hy hou hom konstant al die pad. Gaan nou sien as ons in die minus temperature en wat gaan daar gebeur, maar ek kan nie sien nie want hy is geïsoleer. Ek kan nie sien. Nee, die diens wat my aanbetref is. Ek kan nie sê 120% nie, maar hy vat so aan die 90. So hierdie Warden Bethlehem areas na Sutherland die koudste plek in die land. Verseker. So dit lyk vir hom in elk geval met hierdie 1 graad of wat lae temperature wat hom hulle gehad het, laat hy is absoluut funksioneel in winter en somer ekstreem. Verseker. Nee, daar's nie, maar dit dan betref is daar nie. Ja. Ek dink baie keer as hy miskien 'n bietjie te koud of net 'n bietjie warmer maak, laat dit goed vinnig gegroei maar.
Ja, wel 6 dae is al klaar vinnig, hoor, Ja, teenoor wat jy in die natuur sou nee, wel, verwag het. weet Ja. soos ek nou nog gesê het, elke oggend, weet ek man, of dit nou haal of dit sneeu en of wat die storie is. Ek het soveel kilogram kos. Nee, maar baie geluk om se diere lyk mooi en ek so gelukwens met die resultate wat jy Ja, wat jy kan maar vir die ouens sê ook hulle kan my maar bel, hulle kan kom kyk, ek meen die goeie ek sal hulle die storie vertel. Wat my ondervinding is. Ja. Nee, baie dankie. Plesier. Dankie. Plesier. Dit is net die maas, kun jy so ingesit het. Die maas gekook. Man, sê gou vir my jou melkproduksie, wat was jou stal gemiddeld? Wat was jou stal gemiddeld gewees voor die eenheid dan nou? 500. Ja, nee, 5 kilogram per koei. Okay, en toe ek nou die goed ingesit het, ek het nou die dag toevallig geweeg, my eerste span sal ek sê hardloop so op 14 op hierdie stadium en die ander is so 8. So hy het amper verdubbel. Hy het verdubbel, maar nee, hy het definitief verdubbel. Daar's nie nee, dis interessant. Jy weet die voermanne sê vir jou hierdie spruite is 'n pot vol nonsens. Nee, hulle sê vir jou reguit man, dis 'n piramideskema die storie. Maar laat hulle nou maar so sê, ek kan sien in my kondisie en ek kan sien in my melk. Ja. Ek kan my storie is nie met die ek moet my koeie seker meer kos gee, roestering of wat ook al, maar ek het nie die geld daarvoor. Op hierdie stadium werk die ding vir my heeltemal. Nee, ek is jy weet 'n Jersey is nie 'n vetbees nie. 'n Vetkoe gee ook die melk nie. ja. Ja, nee, op hierdie stadium is ek heeltemal uit. Net die melkprys. Julle die ding vir die melk vir die suiwelraad of vir die suiwelmanne, want ons kry R3.80 'n liter en hulle verkoop hom vir R11. En jy weet dis vir my, ek kan nie dink dat daar so hengse verskil kan wees nie. Dit was al die ouens doodmaak, hoor. Want ek weet nou van 4 ouens wat gaan stop met melk. Hulle die kleintjies gaan nie, hulle gaan boksmelk moet drink en waar hulle dit vandaan af weet ek. Nee, dis 'n bogger op die melk is hard praat, dit is. Dankie om ons hoor. Okay, maar my saak is reg.